In hierdie week se Netbank vleisprysoorsigg sien ons dat superspryse weer skerp styg en ook dat laervoerpryse nou kalf en lampryse verder ondersteun. Dit wil darm lyk of varkpryse wil begin stabiliseer na die groot verliese wat ons die afgelope maand gehad het. Hierdie Netbank vleisprysoorsigg word met trots aan jou gebring deur Netbank en John Deere. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling eers in 2028 deur slegs 4 jaarlikse betalings te maak oor 5 jaar, BTW terugbetaal na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dis die ideale tyd om jou boerdery met die krag en akkuraatheid van John Deere 9R toe te rus. Aanbod geldig tot 31 Augustus 2026. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week met ongeveer 3% gestyg na R43,71 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys styg na R45,90 en die top 10% genetika se prys ook dan opwaarts beweeg na R48,29. Provinsiaal het die Vrystaat se prys ingekom op R44,41, die Oos-Kaap op R41,39 en die Noordwes weer die hoogste nasionaal op R45,53. Die afgelope 4 jaar het ons elke keer gesien dat die kalfprys styg van Junie tot Julie maand, soos aanbod dan tradisioneel bietjie afneem. My verwagting is dat pryse sywaarts tot hoog kan bly weens hierdie goeie vraag, laer voerkostes as ook laer aanbod tans in die markte daar buite. Ek dink ook meer mielieboere wil dalk hulle graan probeer bemark deur hulle bees hierdie jaar sodat hou slagdiere skaars en druk dit die vraag vir kalvers ook dan verder op, wat dan ook al hierdie pryse op 'n hoër vlak hou. Sal julle my ook dan bietjie laat weet hoe dit met julle dragtigheidstoetse gaan en of back and closure julle dan negatief beïnvloed het. Dit kan natuurlik weer interessante bewegings in die markte vir volgende jaar veroorsaak. So los asseblief sommer vir my kommentaar onderaan. Die nasionale A23 slagprys of superspryse het laasweek dan ook skerp gestyg en staan dit tans op R65,25 met die C-graadpryse ook op na R57,80. Daar is nou 'n paar faktore wat saamspeel om slagpryse wel opwaarts te druk, soos natuurlik byvoorbeeld die hoër uitvoere en uitvoere wat dan weer hervat het, maar dink ek die grootste een van hierdie faktore is natuurlik die dinamika tussen die voerkrale en die boere wat dan self probeer voer en dan redelike goeie veiding ook nog beskikbaar het. Dit veroorsaak nou minder aanbod en druk dit dus pryse op. Ek hoor al van pryse nader en oor die R70 merk per kilogram vir die volgende paar weke. Maar hoe volhoubaar hierdie hoër pryse is natuurlik 'n ander vraag. Verbruikers voel al meer die druk en wonder mens waar die verbruiker net na 'n ander proteïenbron gaan oorskuif. So nie net 'n aanhoudende prysstyging verwag nie, al bly die aanbod laag. Onthou ons sien nie 'n daling in vraag na voedsel nie, ons sien altyd 'n skuif in vraag. Die gemiddelde stoorlamprys styg met 1% na R54,31 weens die laer aanbod as ook beter vraag vanaf sojaboere veral op die oomblik. Die Vrystaat se prys verhandel dan op R59,44, Mpumalanga op R57,81 en die Oos-Kaap op R53,31. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg, staan op R53,59. Junie maand is dan tradisioneel wanneer hierdie prys op sy hoogste is elke jaar weens minder aanbod, maar ook vraag van veral sojaboere wat dan redelik hoog is. Hierdie jaar kan die vraag moontlik nog meer wees van ons boere weens die produsente wat dalk meer van hulle graan deur hulle diere wil probeer bemark omdat graanpryse en winsgewendheid so laag op die oomblik is. Ek dink wel dat ons nou naby aan 'n hoogtepunt vir die lampryse is en dat pryse weer van Julie maand af kan begin afwaarts beweeg en dan redelik skerp daal soos ons na September en Oktober toe beweeg. Die A23 slagprys styg na R106,75 met die C23 prys nou op R77,20 per kilogram. Hierdie pryse behoort dan min of meer dieselfde tendens as die lamprys of die stoorlampryse te volg en dan op 'n hoër vlak tydens Junie of vir die res van Junie dan ten minste te bly en dan moontlik weer terugsak soos ons na Oktober maand te beweeg. Die gemiddelde wolpryse in Australië het dan verder gestyg na 19,89 Australiese sent per kilogram.
Die volumes uit Australië was die laagste vir die seisoen laasweek gewees en verwag ons dat hierdie lae volumes die mark moontlik op sy huidige hoër vlakke sal hou. Die vraag veral vanaf die vervaardigingssektor bly steeds baie goed, maar ek dink is die groter ondersteuning in hierdie mark steeds die geweldige lae volumes wat ons uit Australië sien. Bokpryse het gedaal laasweek, maar is ons verwagting steeds dat dit 'n opwaartse tendens kan bly deur die wintermaande. Die afgelope week het die groot bokpryse dan gedaal na R41.54, klein bokke daal na R59.47, medium bokke ook af na R58.92, met bokoeipryse laer op R43.44. Hoenderpryse kom ook verder onder druk en daal die gevriesde ex-abattoir hoenderprys na R33.02, varspryse daal na R39.90, met die EQF-pryse op R36.59. Die laer varkpryse spoel ook nou oor na die hoenderpryse toe en druk dit vraag af met redelik goedkoop invoere wat ook nie die saak op die oomblik help nie. Die eiermark het sywaarts beweeg en staan gegradeerde eiers dan op R22.74 per dosyn, met ongegradeerde eiers so bietjie hoër op R18.11 per dosyn laasweek. Varkpryse het dan gestabiliseer die afgelope week soos wat ons verwag het, met die nuutste spekvarkprys op R32.22, vleisvarkpryse styg weer met 1% na R33.42, met worsvarkpryse so 0.4% laer op R26.28. Ek voel wel dat ons kan stabiliseer rondom hierdie prysvlakke nou, dalk tot so Augustus dan op hierdie laer vlakke kan bly en dan weer van September, moontlik Oktober, weer begin optel, soos ons in die somermaande in beweeg, vraag verbeter en ons na die einde van die jaar te beweeg. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys gebly op R3.900, graad 2 lucern op R3.500 en supreme lucern op R5.000. En ons sien nou die wintermark wat hierdie lucernpryse dan op sy hoër vlak hou. Die vraag na chop het wel verbeter, maar staan die gemiddelde chopprys dan nog steeds op R2.150 per ton, moontlik bietjie hoër pryse wat ons dan vir volgende week ook verwag. Om op te som, die rooi vleismark bly oor die algemeen sterk met speenkalf en slagbeespryse wat ondersteun word deur goeie vraag, laer aanbod en goedkoper voerkoste. By lammers lyk dit of pryse naby 'n seisonale hoogtepunt is met moontlike druk van Julie af, soos aanbod later in die jaar dan gewoonlik optel. Wolpryse bly goed ondersteun deur lae Australiese volumes, terwyl bokpryse steeds deur die winter beter kan lyk ondanks die afgelope week se daling. Hoenderpryse bly onder druk weens goedkoper alternatiewe proteïene en ook goedkoper invoere, terwyl varkpryse tans meer stabiel lyk. Aan die voerkant het lucernpryse reeds op wintervlakke gevestig met die vraag na chop wat dalk bietjie kan verbeter en pryse dalk bietjie kan opdruk. Hierdie Netbank vleis- en voerprysoorsig word met trots aan jou gebring deur Netbank en John Deere. Baie dankie dat jy ingeskakel het hierdie week. Ons sien mekaar dan weer volgende week.